Goeiemôre, allemaal wat hier so is. Welkom allemaal na verlies is. Ons sê baie welkom hier so. So jy weet, ek is kort en vinnig, ek praat nie lang nie. Ons het afkondigingsakte. Ons gaan woensdagoggend hier, ons bid hier. Almal is daar so welkom. Saterdagoggend 6:30 het ons bid hier op die koppie, hier so net bo waar die torings is. Dit is 6:30. Ons daar so welkom, ons wil julle ons daar so buite kom staan, om saam bid. En daai Saterdagmiddag 2:00 het ons ons sonnaarskool oefening. Dit sal ook 2:00 was. Dan Sondagoggend 8:30 het ons sonnaarskooldiens. 10:00 het ons oggenddiens. En dan Saterdag die 25ste is hier so 'n revival bijeenkoms in die stadsaal. Pastor Johan gaan vir ons bietjie meer daaroor uitbrei, meer besonderhede oor dit. Ek wil net by sê, as ek reg is, volgende Sondag die 26ste is ook die Blare Dag diens. Yes, 26ste is ons jaar. So dit is so, as ek nie op die boekie by 26ste volgende Sondag het ons Sondagskoolse Blare Dag diens. 2 letter diens. 2 letter. 26. 26, dat is so. 18 en 26. Ons sê, so vir my 26ste is 2 weke. Verjaarsdag, ek vanaf die 12de is Dosie Harris en André Foster. Die 14de het ons Angelique Botha, die 15de, dit is 15de Renier Trolle, die 16de Tannie Rosie Marks, op sy gehoor ons nog vir allemaal WhatsApp stuur, WhatsApp allemaal. Die 18de John Marks, Pieter Botha. As hulle nommers het, of die gemeentegroep, ons nommers is daar, jy is welkom om hulle WhatsApp te stuur en hulle geluk is hulle verjaarsdag. Ek gaan vanaf die versoek hardloop, versoek om my 1
hier so is Niels Lourens. Almal weet, hy was by ons gemeente, hulle is nog hier so by ons. Hulle is net op 'n dit is 'n baie lang vakansie. So die man hulle terugkom nie. Maar Niels Lourens, hy is die eigenlijk daar soos wat hulle opdraag gesin. Sandy Lou, hulle opdraas, Liesel en Amay, broer Kenneth en sy familie, hulle is ook nie by ons nie, sy papie het afgestaan 2 weke gelede en hulle is daar so besig. Dan wil ons opdraag vir Lelien Koekemoer, ons verdien dit het baie goed gegaan, resultaat was baie goed en positief, ons gaan aanhou vir te bid. Suzette Kriel, ons gaan ook opdraag weer die Here, Ronald Delport, en ons ook vir Elsie Boetes ook opdraag Here om daar te onderneem in die omstandighede, die versoektaal. Dis vir die versoek wat ons het, as maar enig iemand anders is wat iets het op wat wil doen, hand opsteek, en Ankie. Ek wil vraag ook, dat ek my dokter in die sal het, Mooi, sal het gebed, ek wil net vir almal laat weet, net ons babatjies woensdag opgebore. My dokter het gesê, hy is 99% seker, dit gaan het werk gewees, daar is niks van haar babatjie nie. Hy het haar arms na baby's, is net so 6 weke agter die lyf. En sy spek sê dat ons op, sy het nou 7 dae met sy in ICU moet bly, dat sy huis toe gaan. prys die Here. Nog aangesien ons nog aan te dit is die versoeke wat ons het. As enig iets is verder, julle is meer wat ons laat weet. Ons sit ook op die bidhiergroep wat op ons daar plaasvind hier so, waar die bidhier mense intree ook vir die versoeke te hebben. So ja, ons lei die oor en ons begin die dienst. Here Jesus, ons kom uit die naam van Jesus, ons sê die dankie, weer eens vir 'n ongelooflike, wonderlike dag, wat ons het as gemeentelede om by mekaar te kom. Here, dankie vir die teenwoordigheid, tussen ons, saam met ons. Ons vra dat hierdie dienst saam met ons sal wees, en sal aanhou om die heerlikheid en die Heilige Gees uit te stort oor elke persoon wat hier so is in die naam van Jesus. Here, ons wil elke liewe verjaarsdag hier so opdra wat ons hier so op die lys het vir die keer ons sal bid en vra dat hulle ook sal bystaan, Here, dat die nuwe lewensjaar net die vrugte van die Gees sal vermeerder en dat hulle net die liefde sal ervaar, die spesiale dag wat hulle ervaar. Here, ons wil die versoeke nou opdra na U weer in die naam van Jesus. Elke liewe versoek, Here, of dit afsterwe is, of dit net 'n prys en danksegging is vir wat U gedoen het, Here, die wonderwerke wat plaasvind, Here, elke liewe versoek, genesing, dra ons op aan U toe. Dus Here, onderneem, ons weet U is die groot geneesheer, U is ons Abba Vader, en die woord sê, dat U, waar ons voorbid, sal U voor antwoord, Here, dat U genesing nie te min is, of te kort is, Here. Ons vra, ons sê dankie vir die antwoorde wat gaan terugkom op hierdie versoek in Jesus naam. Ons vra dat U soms ons wees verder met die dienst, Here, in Jesus naam. Amen. Goeiemôre almal. Hey, hoe is dit? Julle moet nie nou nog slaap hoor, nou moet julle wakker wees. Ek check vir julle, jy moet daar check vir julle, jy moet wakker wees nou, hoor. Ek nooi julle vanoggend staan saam met ons gaan lekker saam sing. Ons maak die naam van die Here saam groot. Kom ons sing lekker saam. Wil julle gou net vir die ou voor en agter jou net vinnig hallo sê, as jy nog nie hallo gesê het nie. As daar iemand is wat jy nog nie hallo gesê het nie, sê gou net hallo. Dan sê lekker, kom ons staan en dan gaan ons lekker saam sing. Dit gaan voor net lekker wees. Give God
Draw me close to you. Never let me go. I'd lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do, and nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way to bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are here. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire.
We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of love will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of love will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of love will grow strangely in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of love will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Here in U teenwoordigheid gaan alles van hierdie wêreld redelik flou wees. Here in U teenwoordigheid gaan alles skyn en alles gaan helder wees. Here, wanneer ons in die gesig kyk, dan weet ons kyk in die gesig van 'n almagtige God, wat hemel en aarde beheer, wat 'n beheer is van elke ding wat beheer op hierdie aarde. Here, ons verklaar dat ons is nie bang nie vir dit wat ons in die oë staar nie, want ons weet die God wat ons aanbid is 'n lewende, ware God. Ons
Ons weet, Here, dit is nie 'n afgod nie. Ons weet, U is die enigste lewende ware God. Here, wanneer ons in U gesig kyk, dan weet ons dit vanoggend. Vader, vanoggend, wanneer ons na U woord gaan luister, wanneer ons rondom die woord sit, is dit my gebed, dat U ook dit vir ons oopbreek, en Vader, dat ons vanoggend ook in U gesig kyk, wanneer ons in U woord bedien. Vader, mag het vanoggend vir een en elkeen 'n seën wees om in die huis van die Here te wees. Mag dit vanoggend vir een en elkeen 'n blessing wees. In die naam van Jesus. Amen en amen. Baie dankie, kom ons neem ons sitplekke. As ek ook nou gewaier, nie om 'n ontploffing te veroorsaak nie, maar dit sal wel ook goed wees. Dan sal oukies soos ek nog wakker. Nou vir julle sê, het vanoggend bietjie sleg. As ek so praat, hoor ek my eie stem in my kop. Ek het 'n vermoede dat ek een of ander sinus ding hier om my, maar ons vertrou die Here dat dit sommer vinnig sal verbygaan. Geliefdes, ek wil net vanoggend eers te begin om net 'n paar bedankings te doen. Vir die dames op wie se knoppie ek net kan druk en dan is hulle daar. En partykeer druk ek nie eers op hulle knoppie nie en dan is hulle daar. Ek sê vir julle baie dankie. Julle weet nie hoe waardeer ek julle nie. Julle weet nie wat se groot taak doen julle nie, ek waardeer dit. En party mense, ek dink nie ek moet nou name noem nie, maar party mense wat vir ons vroegoggend kom blomme organiseer hierso, vreeslik baie dankie. Uit die diepte van my hart, ek sê baie dankie. Ek waardeer dit. Dit is reg vir jou en die orkes ook, die voorstanders, baie dankie vir julle ook. Waardeer julle regtig. Sonder die voorstanders en die orkes gaan ons maar sukkel om kerk te hou, glo vir my. Vir partye ouens dink hulle, ja, ons kom by die kerk, ons gaan sing, ons na die woord van die Here hoor. Het voel vir partye ouens soos 'n routine. Kom ek nou vir u sê, die feit van die saak is, ek vertrou, soos wat u die goed leer ken en soos wat u saam sing, gaan dit ook vir u 'n blessing raak hier binne in u. Dat u ook, wanneer u dit sing, turn your eyes upon Jesus, dat dit vir jou 'n realiteit is. Dat jy jouself insien, hoe jy in die oë van Jesus inkyk. Mag dit vir u een en elkeen so raak. Dan wil ek graag vir die gemeente, julle weet nie hoe waardeer ek julle nie. Ek en Siska, baie dankie. Vir die ouens wat my moeilikheid gee, baie dankie. Vir die wat my nie moeilikheid gee nie, ook baie dankie. Ek waardeer julle regtig. En dan wil ek vir julle sê, weet net, ek weet, dit is God se hart, dat as ons op 'n Sondagoggend hier by mekaar is as liggaam van Christus, dan weet ek, is God opgewonde en dankbaar dat ons hier is. Want ek weet, baie keer is dit 'n opoffering. Let's be honest. Partykeer is dit lekker om, ek kan hom nie laat slaap nie. Ek is nie 'n ou wat kan laat slaap nie, maar wat ek kan doen is, ek kan nou vroeg wakker word, en dan lê ek op die bed, en ek tune, en al die goeders. Dan lê ek net op die bed, en ek ontspan net 'n bietjie, maar ek slaap nie, want ek kan nie slaap nie. Nie so laat nie.
Party ons kan ons slaap totdat die son hulle uit die bed uit brand. Nie bak nie, brand. Maar ek weet, die Here het my geseën met dat ek vroeg kan opstaan, maar asseblief, moenie probeer 11 uur in die nag met my te praat nie. Daai tyd, snork ek die balke dat hulle so bewe. In fact, 9:30 in die aand, dan bewe die balke al daar, by die huishoude. So, ek gaan slaap bietjie vroeg, maar ek staan bietjie vroeg ook op. Maar wat ek net vir julle wil sê is, ek weet, dat wanneer God met ons besig is, en God is besig om met ons te praat, dan doen hy dit, dat hy lief is vir ons. Glo jy dit? Glo jy dit? Yes. So, ek wil weer terugkom om te sê, gemeente, baie dankie. Dankie dat julle hier is, dankie dat julle saam kom sit om die woord van die Here, en weet asseblief, ons waardeer dit regtig. Ek wil vir julle sê, daar's 'n paar goed wat Louis vanoggend aangeraak het, en ekskuus, ek gaan nou net by 'n paar goed stil staan voordat ek by die woord van die Here kom vanoggend, asseblief, just bear with me, soos hulle in Engels sê, hou net 'n bietjie vas, maak nie sitplek gordel vas, ons reis is aan die gang, en ek wil net 'n paar goeders, wil ek net met u deel vanoggend. Ons bid hier op die koppie, Saterdagoggend, 6:30, ek nooi u, asseblief, kom. Ek weet, dis nou een van die dinge, ek wil 'n bietjie inlei op 'n Saterdagoggend, man. Ek nooi jou, maak daai opoffering, kom saam met ons. Ek weet dit, ek gaan nou uit die huis uit praat, maar hierdie is uit die groot huis uit, dis nie uit my huis uit nie, dis uit my ma se huis uit wat ek praat vanoggend. My ma, tradisioneel, is 'n Saterdagoggend haar oggend. So, sy lê nog 'n bietjie later in die bed en alswaar. Nou het ek die laaste tyd vir haar gesê, kom, ou lady, roer daai ou litte, laat ons daar op die koppie kom. So, sy doen 'n bietjie opoffering, en dan is dit so. Ons is nie elke Saterdag daar nie, maar ons gaan probeer om soveel as moontlik daar uit te kom. Hoekom doen ons dit? Ons sê almal in hierdie landjie van ons, ek sê almal in hierdie landjie van ons, almal, dis nie almal nie, maar ons sê ons in hierdie landjie van ons. 2 Kronieke 14 vers 7. Dan sê ons, en my volk, maar ek hoop vir julle, dis 2 Kronieke 7 vers 14. En dan sê die woord van die Here, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, hoor mooi, en bid, en hoor mooi, en my aangesig soek, hoor mooi weer 'n keer, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan, hoor wat sê die Here, dan sal ek, en hierdie is, ek is Here in hoofletters, daai Jahwe God, ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Geliefdes, hoor u, daar is voorwaardes aan hierdie land genees en aan hierdie sondes vergewe. Hoor u dit? Daar's voorwaardes. Moenie die voorwaardes misbruik nie. Want weet jy wat? Daar's nou miljoene ouens, as daar soveel is, maar daar's baie ouens wat hierdie vers gebruik en sê, Suid-Afrika, draai terug na God. Maar hulle sê dit, maar hulle doen dit nie. Hulle doen nie wat die Here vir hulle sê of vra om te doen nie. Hulle doen dit nie. Nee. Hulle gaan aan op hulle ou weë. On the old ways, they just carry on and on and on. Okay. Ek gaan dit nou nie onderrig vanoggend nie. Al wat ek vir julle wil sê is, die Here roep ons tot gehoorsaamheid. Die Here roep ons, en die Here vra vir ons, AGS Brandfort Herlewingsentrum, kom op 'n Saterdagoggend 6:30 op my koppie en bid, roep my naam aan. Want as jy my naam aanroep, dan sê die Here, sal ek hulle uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe en
Mans Brandfort. Almal in Brandfort gaan dit nie doen nie. Maar as Brandfort begin sien wat gebeur as ons die naam van die Here aanroep, gaan daar meer en meer en meer wees wat dit saam met ons gaan kom doen. Saterdag 25 Oktober is hoekom nou weer een van, dit is 'n inisiatief wat geroep is deur die Pinksterkerke in Brandfort. Ja, dit sluit die ouens oor kan die kwaad in. Maar hoor wat ek vir julle sê, ons is almal kinders van die Here. Of jy nou dit wil glo of nie wil glo nie, ons is almal kinders van die Here. Daai ouens het gekom met 'n inisiatief en hulle het vir my gesê, julle is nou die enigste Pinksterkerk hier in die dorp, maar ons vra julle, kom asseblief saam met ons. So die 25ste Oktober, ek gaan vir julle daardie detail deurgee, dis 'n Saterdag, dis in die staatssaal, so dit gaan peilig genoeg wees, al die goeders. Daar gaan ons die aangesig van die Here soek. Hulle bid spesifiek vir 'n herlewing. Amen. Is dit nie waarvoor ons op bid nie? Ja. Kom ons vat hande saam met hierdie ouens en kom ons wys vir hulle en ons doen dit saam met hulle. So, 25 Oktober gaan ons daar wees. Dan, Louis het so vandag nie daaraan geraak. Hy het gesê, as jou naam nou nie vanoggend genoem was vir by die verjaarsdag byvoorbeeld nie, dan beteken dit jou gemeente, jou besonderhede is nie reg by die gemeente nie. Maar ek wil vra, asseblief, die wie se goed nog nie ingedien is nie. Dit dien 'n paar doele. Die eerste een is, ons moet, we must comply, ons moet voldoen aan die wetgewing. Die poppie wetgewing gaan vir ons gas gee as ons nie die korrekte besonderhede het nie. Dan is daar mense wat intussen tyd al getrek het en ons het nie die regte adres nie. Dan is daar mense wat telefoonnommers verander het. Ek gaan nou nie vanmôre iemand hier uithaal nie, maar ek weet van ouens wat, ek sit met 6 nommers van hulle. Dan as ek hulle in die hande kry, dan bel ek nommer 1, the subscriber of Elvis not available at present. Bel ek nommer 2, this number does not exist, please try again later. Dan bel ek nommer 3, so gaan dit aan. En as ek gelukkig is by nommer 6, dan kry ek daai persoon in die hande. Asseblief, ek vra mooi, groot asseblief. En dan, dit is vir ons lekker om saam met u bly te wees wanneer u verjaar. U sien self, ek haal niemand nie uit om te sê, jy is hierdie jaar, is jy 84 jaar oud of wat ook al die geval is nie. Want party ouens wil net die hele tyd 16 bly. Dis fyn. Ek sal nie jou ouderdom sê nie, maar ons moet net graag saam met jou deel om te sê, ons is saam met jou opgewonde en bly dat die Here jou gespaar het vir nog 'n lewensjaar. So dis waaroor dit gaan, groot asseblief. So, en dan die laaste een, dit is in elk geval kerkbeleid van hoofkantoor se kant af, en daar is volgende jaar, vroeg volgende jaar, is daar 'n vol kerksensus wat weer gedoen moet word, maar daai sensus gaan reg deur die land, by al die kerke, gaan daardie sensus gedoen moet word. En kom ek nou vir julle sê, ons moet onsself in plek kry, jy sien nou die gerugte wat die ronde doen, en die CRL, Church Regulating Something. Ek steer my nie steel. Ek steer my nie veel daaraan nie, want ons is op hoëre vlak, is hulle besig om hierdie ouens te beveg in die hof, want jy kan nie die kerk van staatskant af reguleer nie. As jy dit doen, is jy 'n kommunistiese staat. Hoor jy wat ek sê? Dis eenvoudig, dis hoe dit is. En dan sê hulle vir jou, wat se God mag jy aanbid of nie aanbid nie? Nee, dit kan nie. So die AGS is 100% daarteen. So van ons hoofkantoor se kant af is hulle besig om
namens ons hierdie vakant te sit. En hulle gaan vir jou gaan sê, jy mag so kerk hou, en jy mag nie so en so en so en so kerk hou. Nee. Ons kan nie die gees van God beperk nie, ons kan nie. Goed. Dan, lyk vir my, dis die tweede laaste punt, hoop so. Wil ek graag vir u vanoggend, wil ek weer 'n keer sê, weet jy wat? Elke Sondag is uniek. Jy hoor wat ek sê? Elke diens is uniek. So, miskien was jy vanoggend, het jy nie aanklank gevind by die musiek. Maar volgende Sondag vind jy weer aanklank daarby. Maar iemand anderste wat hier sit, het vanoggend weer verskriklik aanklank gevind met vanoggend se musiek. Jy hoor? Ja, so dit is hoe dit is. En ons gaan mix and match om almal te akkommodeer. En dat almal happiness in hulle harte het, want dis waaroor dit vir ons gaan, is dit moet vir ons lekker wees om die Here te dien. Reg of verkeerd? Ja, dit moet vir ons lekker wees om die Here te dien. Dieselfde met die preke wat van hier af kom. Ek wil nie die versekering gee, dat elke preek wat ek uitwerk, doen ek onder die leiding van die Heilige Gees. Daar's nie een preek wat ek hier kom staan en ek dink dit uit myself uit en kom vertel vir u 'n klomp body chop of wat ook al nie. Nee. Wanneer ek hier uitstap, partykeer gee die Here vir my goed ver vooruit al. Soos toe ons met die bedieninge gewerk het. Het ek geweet, volgende Sondag moet ek oor hierdie praat. Die Here het dit reeds vir my gegee. So, ja, partykeer gaan dit 'n evangelisasiediens wees. Dan gaan die stoel waarop jy sit te warm wees. Die volgende een gaan hering wees. Die volgende een wat jy gaan kry is tot stigting. Maar moenie, as jy vanoggend hier uitstap, sê, ek het nou vanoggend nou weer niks gehoor wat die Here gesê het nie, want die Here het nie met my gepraat vanoggend nie. Hier is die ander ding, groot asseblief. Die woord wat uitgaan, is dalk vanoggend nie vir jou bedoel nie, vir jou om persoon nie. Maar vat daardie woord saam met jou, dan stel iemand anders wat jy in die week gaan teekom, waarvoor daai woord bedoel is. En dan het jy die skietgoed om te sê, weet wat, ons het Sondag het ons die en daai in die volgende geleer, gehoor, wat ook al. Weet jy dit? So, groot asseblief, please asseblief. Laaste punt. Ek nooi jy, as jy nie happiness in jou hart het met iets hier in die gemeente. Neem die vrymoedigheid en kom praat met my. Ek lyk na 'n kwaai ouetjie. Ek is glad nie kwaai nie. Vra my vrou. So wees. Nee, ek vra vir u groot asseblief. As u nie, as u voel, u kan met my praat nie. Neem die vrymoedigheid. Sê vir my, Jesus, ek hou nie daarvan dat jy soveel Engelse woorde tussenin gooi nie. Then I won't mix my tails for you. I will just stop mixing my tails. Okay, maar asseblief, neem die vrymoedigheid, praat met my. Ek is net 'n mens. Neem asseblief vrymoedigheid en praat met my. Groot asseblief. Geliefdes, hou julle nog by met die leesprogram? Die leesprogram trek ons vandag op 17 Lukas, 19 Lukas, Lukas 19. Wie van u nie is 'n leesprogram? As u nie 'n leesprogram het nie, ek gaan vir u na die tyd, ek het hier 'n paar, ek sal vir u gee. En moenie dan kom dat ons nou by Lukas 19 trek, jy is nou ver agter die. Moenie bekommerd wees nie.
val net nou saam met ons weg. Vandag moet jy Lukas 19 lees, môre Lukas 20. So, ons lees geen hoofstuk 'n dag. Ons werk deur die Nuwe Testament. Glo my, daar gaan goed wees, wat jy gaan raak lees, wat jy in die verlede nie raak gelees het nie. Dis so, na die tyd, ons gaan lekker saam eet, lekker saam kuier, die van julle wat nie gaan hou van die hoofdis nie, daar's genoeg slaaie en ons pudding, so, as jy nie die hoofdis wil eet nie, daar's lekker pudding. Ek het vanoggend van my pudding vir myself toegeëien. Toe is ek so aangecheck, aangekyk en gesê, watch it. So ek sal het watch. Ek sê al my pudding wat jy wil weet, jy moet sê of te van dit. En het lyk so lekker, want ek eet so lekker. Ja, dit is verkeerd vir my, excuse me. Maar dit is lekker. Dit is lekker. Ek wil vanoggend die geleentheid gebruik om bietjie met u te praat. Ons het nou, ek was 'n bietjie teleurgesteld toe ons nie die huwelikseminar kon hou nie. Daar was net eenvoudig te veel mense wat nie dit kon bybring nie. So, dit was vir my hartseer. Dit is vir my regtig, maar wat ek nou vanoggend gaan probeer doen is, julle nou klein bietjie vasbyt. Dis hoekom ek vir julle ete georganiseer het. So, julle moenie worry oor die skakel wat in die oond is nie, dis julle en daai, want ek het julle gesê, ek nooi julle vir ete. So, die ete is hierso, julle hoef nie te worry oor die skakel, die hoender, en die wat se goed, Petrus? Die ganse. Petrus, jy moet nie die ganse braai nie. Dis nie mooi nie, Petrus. Want ganse is waghonde, Petrus. Ja, want julle moet nie worry oor die te dakker wat in die oond is en al die goed nie. Julle moet rustig wees. Ek wil vanoggend. So wat ek vanoggend wil doen is, ek wil die lesing wat ons nou, een van die lesings wat ons nou gister sou gehad het, wil ek so 'n bietjie inkorporeer vanoggend en dan wil ek vanoggend met u gesels. So wat is die tema van my boodskap vanoggend? Is liefde, die huwelik en die soutverbond. Ek wil graag met u oor dit praat vanoggend en ek wil regtig vra, as daar op enige stadium, punt en tyd kom wat jy voel, Johannes wil besig om my aan die slaap te praat, stop my net en sê, kan ons net gou bene rek, dan rek ons bene en dan gaan ons net verder. Kijk, want wil jy julle moet in die slaap praat, asseblief. Jy moet vanoggend moet julle mooi fyn luister. En die feit van die saak is, hier's nou van die woord vanoggend, en ek het vir julle gewaarsku, ek het vir julle gesê, die huwelikseminar is nie net vir getroude mense nie. Dit is vir enkel lopendes ook. En dit is vir die wat nog gaan trou en vir die wat nie meer wil trou nie. En vir die wat lang getrouwd was en nou enkel is, dis vir almal. Dis regtig vir almal. Want weet jy wat? Ek gaan nou sommer 'n voorbeeld noem. Moeder, jy's nou 'n weduwee. Maar dit wat jy vanoggend hoor, moet jy gebruik om vir jou stout-kinders te leer. Daai wat nie wil werk aan die huwelik, soos jou seentjie Johan en jou seentjie Iwen. So luister vanoggend, dan spreek jy hulle daai seentjies van jou aan, wat dit wat jy vanoggend hoor. Dis die voorbeeld wat ek gebruik, hoor julle? Want my ma het net een stout seentjie. Dis nie ek. Ek wil vanoggend wil ek vir die skrifgedeelte lees en ek wil graag lees uit 1 Korintiërs, dis 'n baie bekende gedeelte, maar ek wil dit graag vanoggend net weer vir julle lees. 1 Korintiërs 13. Ek gaan lees uit die 53 vertaling. Ek wil twee gedeeltes uit 1 Korintiërs 13 vanoggend vir julle saam lees. En ek vra dat u die Bybel by jy het, dan doen jy dit, maar ek praat nie meer ons. Verlede week is daar een van die gemeentesusters wat vir my gesê het,
Hierdie ding wat jy nou gedoen het vanoggend om vir ons die skrif te gee op 'n papier. Hoekom doen jy dit nie elke Sondag nie? Jy sê ek, dis nie elke Sondag moontlik nie. En dis nie regtig elke Sondag so van toepassing nie. Maar ek het daaroor gevat. Nou sien ek my suster is vanoggend nie. So haar papier nie. Ek nou sommer weg. Laat sy hom nie wil gevat. Petrus moet deel gehou uit sy lief. Kan ek sê vir hom? Moet ek hom opkom? Petrus deel met sy lief. Het is die hele stil. Was gesien in Petrus nou die papier moet uitneem. Ek wil net iets sê oor Petrus. Ek wonder wie van ons geen Petrus raak. Ek het hom vanoggend op 7 geskakel en hom gesien. Ek het ook die kerk gaan sien. Wat het ek kerk doen? En uit asem en hy het gemoedig sê, ek is nou net op pad. En as jy kan maar mooi, Petrus was skoon. Jy kan vra net wat jy wil. Petrus is daar. Petrus is net altyd met 'n smile, lesig en alles te doen. Ons moet vir Petrus Kom ons gee vir Petrus 'n applaus. Petrus, baie dankie, want ek het sien in die oggende as Petrus op die kerk is. So, ek kan nie vir my jog nie. Ek kan nie vir my jog nie. Geliefdes, ek het sommer ek het die vrymoedigheid geneem, jy sal nou sien, we gaan daar met 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. En as jy nie die Bybel hier het nie, dan volg jy sommer op die papier, want dit wat daar staan, kom woord vir woord net so uit die woord van die Here uit. So jy kan dit gerus. Al wat ek net vra is, jy moet jy nie gaan herkopieer en versprei nie, want dan kan ek moeilikheid kry van die Bybelgenootskap af. Want daar is papier reg op die Bybel. So ons mag dit gebruik hier in die kerk, maar moet dit nou net nie gaan versprei aan die hele wêreld nie, maar gebruik dit, asseblief gebruik dit. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie en nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitter nie, reken die kwaad nie toe nie. So, as my ouens nou dit doen. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Dan gaan ek na vers 11 toe. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie. Maar die grootste hiervan is die liefde. Ek het die vrymoedigheid geneem om 'n paar goed te gaan neerskryf. En jy sal sien, dit is ook daar op daardie papier. Want ek wil graag hê, dit wat daar staan, wat liefde is, as jy kan, gaan maak 'n plakkaat daar in jou huis en sit dit op, om jouself te herinner, wat is liefde? En liefde is stadig om te wantrou, maar dit is vinnig om te vertrou. Dit is stadig om te veroordeel, maar dit is vinnig om vry te spreek. Ek wil net vinnig by hierdie net stil staan.
Weet jy hoeveel mense sukkel met vergifnis in hulle lewe omdat hulle ander veroordeel, maar hulle sukkel om vry te spreek. Vryspraak is 'n uiters belangrike ding in die kind van die Here se lewe. Hoor wat ek vir julle sê. As Attie iets teen my gedoen het en hy het buite nagekom en ek voel seer gemaak, moet ek vir Attie vergewe en vryspreek. Baie keer is dit nie maklik nie, baie keer is dit seer om vry te spreek. Jy moet vryspreek. As jy nie vryspreek nie, dan dra jy daardie kwelling met jou saam. Ek vat nie te vinnige voorbeeld. Linda het van my geskinder. Weet jy Linda? Nee. Maar dit kom tot my ore dat Linda het van my geskinder. En nou dra ek 'n wrok in my hart oor Linda wat van my geskinder het. Intussen het sy lankal vergeet wat sy van oor en van my gesê het. Dit maak nie eers meer vir haar saak wat sy gesê het nie. Maar ek loop met daai wrok in my hart saam. Wat maak dit aan Linda? Niks. Wat maak dit aan my? Bitter mense, siek mens. Dis wat dit is. Hoor nou wat ek vir julle sê. Hoor wat ek vir julle sê. Die ouens, ek gaan nie daai voorbeeld weer gebruik nie. Ek het dit al 100 keer. Ek moes op 'n punt kom in my lewe waar ouens moes vryspreek. Wat my nagekom. Die dag toe ek besef ek moet hulle vryspreek. Ek het hulle gaan vergewe, maar ek het hulle nie vrygespreek nie. Ek het dit met my saamgedra. Die dag toe ek hulle gaan vryspreek, het my lewe so handomkeer verander. Wat het dit aan hulle gaan doen? Niks. Wat het dit aan my gedoen? 'n Vry mens, dankie Here daarvoor. Die liefde is vinnig om vry te spreek. Die liefde is vinnig om vry te spreek. Die liefde is stadig om te beledig en vinnig om te verdedig. Hoor jy? Hierdie is daar in jou huis gebeur dit baie vinnig en maklik. Vinnig om te verdedig, stadig om te verneder, vinnig om te waardeer. Dit gebeur baie. Stadig om jou te wink, vinnig om te vergewe. Sien jy, is vergewe? Sien jy, dis nie dieselfde as vryspraak nie? Ek vergewe jou. En as jy vir iemand vergewe, dan gaan sê jy, so ek vergewe jou, omdat jy my uitmaak as 'n slegte wat my ondersteuner omdat ek vir jou lief skree. Maar vergewe jou daarvoor. Maar ek moet dit vir Sean sê. En dan in my hart moet ek vir Sean vryspreek daarvoor. Here, Sean het dit nie gesê om my seer te maak. Sean het dit gesê omdat hy my wil reghelp van die wal aan die stoel. Nee. Here, verstaan jy die verskil tussen die twee se lief? Stadig om uit te tart. Hierdie net gebeur dikwels in 'n huishouding waar veral kinders mekaar tart en vinnig om te versoen. 'n Ma moet altyd die versoener wees, is dit nie? Stadig om uit te praat, vinnig om te luister. Stadig om die kop te was, vinnig om die voete te was. Kan ek sommer gou hier stil staan? Net vandag. Wil jy, Roelof, ek gaan op jou ook. Wil jy 'n ding beleef wat
wat jy in jou lewe nie sal glo nie. Môre aand, as jy by die huis kom, vat 'n skotteltjie en was jou vrou se voete. Ek sê dit voor haar. Manne wat hier sit, dames wat hier sit, gaan doen dit bietjie. Gaan doen dit met jou kinders. Ek kyk nou sommer vir Linda. Gaan doen dit bietjie. Hier kom die kinders en hulle kom kuier daar. Of gaan kuier by die kinders. Hoorie, van die skotteltjie, en was hulle voete. Maar wat maak jy nou? Doen dit. Doen dit. Doen dit. As jy dit kan doen, dit is wat Jesus gedoen het. Ja, dit is waar. En weet wat? Kyk 'n bietjie ek gaan die Engels gebruik, attitude verskil wat daar is. So, as jy môre aan jou vriendin se voete was, gaan sy skrik. Sy gaan verseker skrik, sy gaan. En ek nou vir jou sê, sy gaan dit nie glo nie, en sy gaan, daarna gaan sy, hoekom doen jy dit? Jy van jou trollie af? Nee, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Doen dit bietjie, doen dit bietjie, doen dit bietjie, doen dit bietjie. Hoor wat ek vir jy sê. Jessica, as Gert terugkom uit Amerika uit, doen dit bietjie. Hy gaan homself boegman skrik. Doen dit, en jy sal sien, wat is die resultaat daarvan. Vir die wat in die bidhuurgroep is, stem julle saam met my? Yes, amen. Stadig om kwaad te word, vinnig en vriendelik te word. Gelukkig, daar is een van my goeie eienskappe, maar ek moet van die vinnig en vriendelik te word. Maar daar stadig om kwaad te word, is nie een van my goeie eienskappe nie. Jy allemaal weet het, maar het werk hard daaraan, regtig. Het werk wel. Geliefdes, liefde is 'n werkwoord. Hoor julle wat ek sê? 'n Werkwoord. Liefde is 'n werkwoord. Jy moet werk aan die liefde. Want die liefde is nie van self lankmoedig nie. Dis nie van self vriendelik nie. Dis nie jaloers nie. Jy moet werk daaraan. Die liefde is nie opgeblaas nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie en word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie en bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Hierdie ene kan julle daar neerskryf op my papier as jy 'n pen by jou het. Liefde is nie ek nie, maar jy. Liefde is nie ek nie, maar jy. Ek is nie lief vir myself nie, maar ek is lief vir jou. Liefde is nie ek nie, maar is jy. Kom ons staan nie stil met die liefde nie, kom ek gaan aan met die huwelik. Ek wil so vinnig net met die praat oor die huwelik, ek wil nie te veel goed sê oor die huwelik nie, maar weet jy hoeveel grappies gaan rondom die huwelik? Baie ouens, maak net hou aan om grappies te maak oor die huwelik. Ek vermoed, dis omdat sy huwelik 'n grappie is. Baie ouens sal ons vir jou sê, en dit het jy al baie gehoor, dan sê hulle, ek en my vrou, ons het 'n goeie verstand hou. Ek het die verstand, sy hou. Het jy dit al gehoor? Ja. As my ouens dit sê, hulle predik dit, man, ek het die verstand, dat sy hou. Baie ouens, ja, dan sal ouens dit sê, huwelik in. Die liefde is blind, maar die huwelik laat jou sien. Jy het dit al gehoor. Die liefde is blind, maar die huwelik laat jou sien. Die huwelik laat jou ook kry. Jy het dit al gehoor. As kom grappies oor die huwelik.
Ek wil vinnig net met u praat oor 'n paar elemente, en ek gaan nie in detail ingaan nie, ek gaan net 'n paar elemente vir u uitlig uit die huwelik uit. As 'n ou jou vrou ontmoet, jou man ontmoet, daai eerste keer as julle mekaar ontmoet, dan is dit magic, nee, daar is nie 'n ander woord nie, is magic. En is verliefdheid, soos jy nie kan glo nie. Want verliefdheid sien niks raak nie. Dit sien net die moppie raak. Kan ek julle vinnig vertel hoe ek suster ontmoet? Maar sy het nou nie geweet nie. Ek het op baie stadium met 'n kind gesit en die raad wat haar aansoek hanteer het in die weermag, dat sy sou na die steleenheid toe gaan. Maar ek was maar nie deel van 'n paneel gewees, maar ja, dit is Suska Mokke hierdie, eintlik Frans Suska Mokke, en toe is ek weg op kursus, nee, ek is ontplooi gewees. En na 4 maande hier kom ek terug. En intussentyd is sy toe nou aangestel in die eenheid. Sy werk daar, maar ek kom daaraan van ontplooiing af, sy ken my nie, ek weet nou wie sy is, maar ek ken haar nie. So ry ons met 'n diensbus, ons ry elke dag van Letaba Ranch af Palabora toe, is 63 km, ry ons met 'n diensbus. En daai pad is so dat 'n bobbejaan met 'n kierie daar kan loop. Maar die diensbus kry 'n papwiel. En ons maak die papwiel reg. En 200 meter verder kry nog 'n papwiel en daar's nie nog 'n spaarwiel. En hier kom hulle van die eenheid af. Hulle bring 'n samel 50. Kobus ken 'n samel 50 groot trok. 10 ton trok. Dan kom hulle met die aan en hulle sê, dis nou die diensbus vir vandag, julle ry nou met hom dorp toe. En daar was 2 sulke jong poppies en hulle vlieg daar voorin en my aanstaande skoonma, wat ek toe nog glad nie gedink het gaan my skoonma wees nie, want sy het in elk geval ook van haar dogter gesê, van al die leierelemente in hierdie eenheid, kan enige een by jou kom kuier, net nie luitenant Marx nie. Maar ek is toe vies. Hoe kan hierdie jong poppies hier aankom en hier is Tannie Tracy, kan sy nie daar voor sit en sy moet agter saam met ons op hierdie samel 50 sit? En so is Suska ook agter op hierdie samel 50, nou ja. En dit is effens koel. Op Palabora was enige iets onder 25 grade is bitter koud. So, dis koel. En ek trek my bosbaadjie uit en ek offer dit vir Tannie Tracy. Sy wil nie my bosbaadjie vat nie, want sy hou mos nou nie van my nie. Maar dogter, vat graag die bosbaadjie, want sy kry dit. Sy trek hom aan. En sy sê hom aantrek, toe ryk sy daar agter sy. En daar is sy snoer verlief op die bloed op wie sy nie verlief mag raak nie. Mama het al gewaarsku. Sorry. Ja, tot Tannie Tracy was later aan. Toe sê hy my regtig goed leer ken. Sê sy, jy is my heel beste skoonseun wat ek het. Ek is so lief vir jou. En ek het nooit gedink dat jy so 'n oulike jong man sal wees nie. Sien? Maar oké. Nou is jy verlief. En verliefdheid sien alle foute oor. Man, as hy so bietjie, 'n jaar, 2 jaar getroud is, dan is hy verliefdheid by die deur uit. Want nou begin dit my pla, as sy die tandepaste in die middel druk en ek druk dit aan die agterkant. En sy maak hierdie proppie toe en ek maak die proppie toe. En sulke irriterende klein goedjies begin nou bos vat. Weet jy, die Here het my gehelp.
Die Here het my geleer. Koop vir haar eie tandepasta en koop vir jou eie tandepasta. Dan pla net jou nie waar sy druk nie eens. Dit pla haar nie waar jy jou nou druk. Dankie vir die wysheid, Here. Man, wat ek vir jou wil sê, nou sê ek oor verliefdheid, nou kom daardie waar jy moet begin werk aan liefde. Want liefde, het ek nou vir julle gesê, is 'n werkwoord. Nou moet ons, eweslik moet ons nou begin werk aan hierdie liefde. Want ons het ons nou trou beloof aan mekaar op die seremonie. En ons het 'n belofte voor God gedoen. Weet jy wat gebeur in die meeste huishoudings? Man en vrou begin om respek vir mekaar te verloor. Hoekom? Want dit irriteer my dat jy die tandepasta daar druk. En nou, hou ek dit nie vir myself nie. Nou moet ek vir jou sê, weet wat, dit irriteer my dat jy die tandepasta so druk. Ek maak die toilet se deksel toe, jy maak hom oop. Ek was my beker as ek klaar koffie gedrink het, jy los jou nou op die wasbak. Ons verloor respek vir mekaar. As jy iemand anders in respek hanteer, eerstens gaan jy nie skree op ouders nie. Tweedens, gaan jy hierdie ander gedoen wat ons nou na gekyk het. Vergewe al agende nie, nie te lang by stilstaan nie. Ek kom by die volgende punt, element in die huwelik. Kommunikasie. Kommunikasie. Stilstype is nie deel van kommunikasie nie. Dit het my jare gevat om dit vir my vrou te leer. Maar sy verstaan dit vandag. Dit help nie sy bly stil nie. Want dan vrede daal. En aan my maak dit niks. Hierdie stuk in 'n TV effek het aan my geen. Ek worry nie daaroor nie. Baie beeld, geen klank. Stuk in 'n TV, julle ken ons. Baie beeld, geen klank. Okay. Kommunikasie. Geliefdes, die kleinste dingetjie van die grootste ding raak. Kommunikeer. Dan, wanneer 'n mens begin ouer raak, kom hier belangrike dinge, gesondheid. Wie wat die dag toe jy daar voor die kansel gestaan, toe sê jy, verbotter en wors, troesiekes en help. Maar ewe skielik as iemand siek is, dan is dit nie meer so lekker nie. Ewe skielik as jy iemand moet begin versorg, is dit nie meer so lekker nie. Die Here verwag van ons om mekaar se gesondheid op die hande te dra en daar te wees met mekaar, ook met gesondheid. Weet jy wat gebeur? Die meeste mense kom kort aan 'n Jesus gesindheid. Wat sou Jesus gedoen het in daardie situasie? Sou Jesus gespreek op sy vrou? Nee, ek weet Jesus was nie getroud nie, maar hoor julle wat ek sê? Jesus gesindheid is uiters belangrik in 'n huwelik. As jy Jesus se gesindheid het, sal daar liefde wees. En jy sal maklik werk aan die liefde. Maar weet jy wat gebeur? En ek lus op iemand die uithaal. Ek lus op iemand die uithaal. Hoe dikwels gee jy nog drukkies en soentjies vir jou vrou? Soveel so in daai dae van Palabora toe jy jong getroud was, of nie meer soveel nie. Want party ouens sê ons, nee, ek het ons vir haar gesê by die troue, ek is lief vir haar. En daai staan nog steeds vandag. Dit het niks verander nie. Ek het al gesê, ek sal dit vir haar sê as dit verander, maar dit het nie verander nie, soos sy weet ek is lief vir haar. Nee, sy weet dit nie. Gaan bietjie, gee bietjie drukkies en soentjies.
Maar dit geld ook vir jou kinders. Gaan gee 'n bietjie drukkies en sweeties. Al is hulle groot, en al is hulle oud. Hulle wil ook weet dat jy is nog lief vir hulle. No response. Geliefdes, drukkies en sweeties, glo my nie. Okay, miskien is een party nie so lief vir die sweeties nie. Maar gee drukkies, en gee ordentlike druk, man. Nie met druk. Gee dit, ek is lief vir jou. Ek sien om na jou. Ek wil graag weet, dat jy weet ek is lief vir jou. Drukkies en sweeties. Jy sien, en julle kan nou gaan lees, Efesiërs 5 vers 22 tot 25 en 1 Petrus 4 vers 8 en 9, gaan lees dit gerus, ek gaan nou nie daarby stilstaan nie. Ek wil graag oor hierdie gedeelte kom. Jy sien, baie ouens, hoor, daar word gepraat van vader, priester, profeet, die koning in sy huis. Nou dink ek is koning. Ek is koning in my huis, en jy moet my bedien asof ek die koning is. Maar weet jy wat vergeet die meeste ouens? Hy vergeet om sy vrou die koningin te maak. Hy maak van die vloer lap. Hoe gaan die vloer lap vir jou drukkies en soetjies gee? Hoe gaan die vloer lap vir jou wat voel soos koning? Nee. Behandel haar asof sy die koningin is. Gaan was met jou voete. Gaan gee die vadertjie, en soetjie. Gaan vertel vir haar, hoe mooi sy is. Ag, sy is so, na 40 jaar, hoe kan ek nog vir jou mooi lyk? My vrou, kyk hoe lyk ek. Jy lyk beautiful. Ja, doen het. Jong mense, as jy wil werk aan 'n huwelik, doen dit. Hoor wat ek julle sê, doen hierdie goedjies, hierdie klein goedjies. Die uiteinde van die dag gaan dit vir jou maklik wees om te werk aan die liefde. Want ek sê weer, liefde bly 'n werkwoord. Nou, ek wil begin afsluit. Maar ek wil net vinnig, ek wil graag hê, ek het nou weer my hulpmiddels vergeet, maar toe maar. Ek wil graag hê, die mense wat getroud is hier, vandag, wat getroud is, of jou vrou of man hier is of nie hier is nie. As jy terugkom by die huis vandag, as jy dit nog nie gedoen het nie, dan vra ek jou om 'n soutverbond met jou vrou te gaan sluit. Soutverbond. Of jou man, met mekaar, sluit 'n soutverbond. Vandag, wat behels 'n soutverbond? Sout kry sy oorsprong van die Romeinse woord sal. Sal. Wat salt nou geraak. Maar salt het gedui op loon of betaling. Kijk, dit was die betekenis van dit was eintlik 'n rantsoen wat gegee was. Want sout op 'n stadium was baie werd gewees in die destydse wêreld. Was as jy baie sout gehad het, was jy baie ryk gewees. Nou, net vir interessantheid, veral daar by die Arabiese ouens, daai klomp waggas, as hulle 'n stryery met mekaar gehad het, en hulle wil vrede maak met mekaar, dan vat hulle 'n mes, nou nie dink, nie so, die mikrofoon afsit, dan vat hulle 'n mes, nie 'n knipmes nie, 'n mes, dan sit hulle sout op die mes se lem, dan vat jy, ek en Louis het stry gekry, dan vat Louis van hy sout, en ek van hy sout, wat op die meespunt is. Die symboliek is, ons smeer weer 'n vriendskapsvredesverband met mekaar. Kijk, soos jy jou vrou, wie se kwaad en wat jy ergens raak vir mekaar. Sout,
op die mespunt. Bietjie sout, dan gaan ons. Vergeet ons praat. Ons gaan. Kyk. Dit is die tweede ding van die sout. Die derde ding is, sout is 'n preserveermiddel. Jy weet dit allemaal. Sout is 'n preserveermiddel. Ek wil nou nie sê die manne wat die biltong maak, maar die ouens wat die biltong maak, hulle weet. As daar nie sout in die biltong is nie, gaan dit nie biltong raak nie. Wat gaan gebeur? Gaan vrot word. Kijk, so, sout. Nou, wat help met my, daai sout? Hoe preserveer dit my? Dit preserveer die hele, deurdat ons gee geur aan mekaar. Want dit is ook 'n geurmiddel, nee. So, dit laat ons altyd onthou dat ons aan mekaar geur afgee. Sout verwyder ons suiwerhede. En dan, symbool van oordeel. Sout is 'n symbool van oordeel. Hoekom sê ek so? Lot se vrou, die sy op pad, uit Sodom en Gomorra uit, sy is op pad, wat doen sy? Sy kyk om. En toe sy omkyk, toe sy is op die land. Toe is sy veroordeel, omdat sy omgekyk het. Want wat is die opdrag? Kyk voor jou. Nou, sout, herinner jou om na die toekoms te kyk, om vorentoe te kyk, nie terug te kyk nie. Kyk vorentoe. Right. Nou, die tweede laaste ding van sout, ekskuus, net hier by my notas kom. Die tweede laaste ding is, ja, daar dat ek sê, omkyk nie, wil ek net vir julle sê, is ook om die ou koeie uit die smoot uit te gaan grawe nie. Asseblief. Nou, die tweede laaste ding is, weet julle dat grove sout smelt ys? Weet julle dit? Ja. Grove sout smelt ys net so. Nou, wat is die simboliek daarin? Die liefde van God. Die liefde van God smelt koue en harde harte, net so. Hoeveel keer jy wil sê, jy het nie my vrou se koue hart gesien op jou. Sout smelt hom net so. En hier is die laaste een. Die soutkristalle weerspieël lig. Nee, julle weet dit. So as jy sout is, dan weerspieël die lig. Nou, die ou mense het ons gesê, jy moet soveel sakke sout saam opneem. Maar nou julle daai spreekwoord. Ja. En hier is nog 'n ding wat hulle gesê het. Ek wonder of jy jou sout werd is. Nee. Sien jy nou waarvan ek praat? Daarom. Nou hoe doen jy 'n soutverbond? Weseley vat so 'n bietjie sout en Louis vat so 'n bietjie sout. En sy sê, hierdie is my sout Louis, en Louis sê, Weseley, hierdie is my sout. En hulle gooi dit saam in 'n botteltjie in. En hulle draai die kopie op, en hulle skud daai botteltjie, en sit hom weer. En die dag as Weseley vir Louis sê, Louis, dan check ek jou weer, vat jou goed en trek vir hulle. Dan sê Louis vir Weseley, dis reg. Ek trek nou, al net jou sout in die botteltjie uit, asseblief, van trek. Of, Weseley sê vir Louis, Louis, dis reg, al net jou sout in die botteltjie uit, dan kan jy maar trek. Weet jy nou nie? Maar as jy na hierdie eienskappe gaan kyk, en jy daai botteltjie sout het, wat op jou mantelpiece, nou doe jy kachelrak, dankie. Op jou kachelrak staan daai botteltjie sout. Dis jou herinnering. Ons is besig om aan die liefde te werk. Hoekom? Want ons kyk na al die elemente van sout. Weet jy dit? Ja, asseblief. Nou,
Ek wil graag, en ek het dit nou, Petrus nog binne gegaan nie vandag vir my asseblief Twitter asseblief Petrus, excuse het, pak so op jou Petrus, sorry man. Die schat Petrus. Petrus, ek is nie voor jy nou nie, ek word hier, baie nie. Geliefdes, ek weet, party van die lees nie eers die Twitter nie, maar hy kom maandeliks uit, dis ons maandelikse inligtingsblaadjie vir die gemeente. Ek wil graag vanoggend vir u hierdie seën lees. En as ek dit klaar gelees het, dan wil ek vir ons 'n gebed doen. En so het ek my boodskap vanoggend af. Ek seën jou met al my liefde, met al my bewondering, met al my respek. Ek seën jou hele lewe. Ek seën jou gesondheid. Ek seën jou toekoms in alle aspekte. Mag jou huis geseënd wees wanneer jy dit binne gaan en verlaat. Ek seën jou werk en jou finansies. Ek seën jou geestelike lewe. Ek seën al jou planne en doelwitte vir die komende jaar. Laat ons bid, dit sal altyd voorspoedig wees. Ek seën jou met die beginsel van saai en oes. Hoe meer jy saai, hoe meer sal jy terugkom. Ek seën jou met vreugde wanneer jy optrek na die huis van die Here. Optrek na die huis van die Here. Ek seën jou om die stukkie te wees wat die legkaart volledig maak. Ek seën jou met die gees van vergewensgesindheid. Net daar waar ons sit, kom ons sluit net die oë. Almagtige God in die hemel, Vader, hierdie oggend het ons gepraat 'n bietjie oor liefde, oor die huwelik, en oor die souverbond. Ek wil vra, Here, dat U vir ons help, mense wat in huwelike staan en in verhouding bestaan, dat dit gebou sal word op die rots van U oë. Op U, Here. Help ons asseblief om minder ek te wees en baie meer jy te wees. Ja, Here, help ons dan ook asseblief om sout van die aarde te wees. Gee asseblief, Here, dat ons waarde behou, dat ons nie vervlou nie, dat hulle nie sê die sout het afgeword en al waarvoor dit nou goed genoeg is om vertrap te word nie. Nee, Here, gee dat ons waarde sal behou. Gee asseblief dat U lig deur elke kristal sal skyn van my lewe in die naam van Jesus. Amen en amen. Excuse ouens, ek sien ek is so 'n rapsie daar oor die tyd, maar weet jy wat? Weet ook dat dit wat vanoggend, hierdie woord wat vanoggend vir u gebring is, neem dit, gaan pas dit toe, gaan werk aan die liefde, want is 'n werkwoord, dis nie byvoeglike naamwoord of 'n naamwoord nie, gaan werk daaraan. Maar God die help om dit te doen. Al is jy net in 'n verhouding of jy staan in die huwelik. Groot asseblief, ek vra vir u, moet asseblief nou nie uit mekaar uitspat as ons klaar is nie. Daar is regtig moeite gedoen met die kos. Ek hoop u geniet dit, ek hoop regtig u geniet dit. Ook sommer maar net dankie aan elke een wat 'n bydrae gemaak het met die kos saam. Ek waardeer dit in die diepte van my hart. En daar is regtig, daar gaan genoeg wees om te eet. So groot asseblief. Eet lekker, baie lekker saam en kom ons wees daar van mekaar. Ek nooi u, ons gaan 'n laaste lied sing tydens die week van ons offergawes en God se tiende hier in die Skatkisplaas. Ek noem sommer maar net, ons het so 'n roete van in hierdie paadjie gooi in en gaan by die paadjie uit. Agter toe dat ons nie met mekaar bots nie, nie doen het maklik gemaak nie. Dat ons nie met mekaar bots soos die vlees is. Kom ons staan, we gaan ons lekker saam sing, maar ons nie opstel.
Here vanoggend vir ons net vir sê baie dankie dat ons hierdie voorreg gehad het om te kon saai. Here, dankie dat ons vanoggend ook weer gehoorsaam kan wees. Te sê Vader, ons lig Lieskat kus vanoggend uit hierdie aardse realm, ons plaas dit by U in die geestesrealm, waar U Lies saad vanoggend neem en dit vermenigvuldig, soos wat dit U behaag. Vader, dankie ook dat ons vanoggend weet dat die wat U daaroor aangestel het, sal sorgvuldig U werk uitoefen en die koninkryk uitbou, soos wat dit U behaag. Dankie Here vir die liefde en die genade. Dankie dat ons vanoggend elke keer kan uitstuur en verklaar geseënde in die naam van die Here. Amen en amen. Baie dankie. Ons gaan lekker saam eet en as iets hier ook, so drink goed, dankie vir jou goed. Dankie vir jou, dis 'n lekker goed, is wat jy